Goeiemôre aan almal. Ek hoop dit gaan goed met julle. Ek sien die saal, dis die vermenigvuldiging van die mense. En nou is dit nogals bleek hier binne met al die wit stoele. Maar is lekker om te sien dit het meer en meer geword. Baie dankie aan julle wat nog hierso is. Ons het vanoggend 7 uur ons kinders gepos Buffels Baai toe. Woe! Dis nou dat jy by my vrou gesê het jy moet lag, né? En vandag het ek die voorreg om ons met 'n nuwe daai foto. Dit was ek dink ek was nog 15 kg swaarder. En dit was hoe laat? Daai was soos vroeg die oggend. Kyk hoe dik is daai oë. Jo, en die baard is lank. Maar ek het my naam is Eugene. Ek is een van die ouderlinge en vandag begin ons 'n nuwe preekreeks vir die volgende 4 weke genaamd A King is Born, 'n koning is gebore. Jy sal sien, ek kon daai slide nie in Afrikaans maak nie, want dis 'n graphic design wat van Highveld afkom en jy kan nie die prentjie verander nie. Maar die res is daarom Afrikaans. So good luck. Good luck met die eerste ouens wat nou nie daai slide verstaan nie. Dit beteken 'n koning is gebore. En dit is maklik om afgestomp te word hierdie tyd van die jaar. Reg? Jy's gebombardeer met net vakansiereëlings, laaste goeders wat die werk moet afgesluit word en ek moet Kersfeespresente koop, maar ons is so baie mense, gaan ek genoeg geld hê om Kersfeesgeskenke te koop en it just gets a lot. En soms vergeet ons net vir 'n oomblik the true meaning of Christmas. Jy sal altyd mense ietsie sê, well, what's the true meaning of Christmas? En dan voel die impak van die Kersfees storie nogals ver. Ek dink om Gerard, jy het vanoggend daar ook oor gepraat, hoe ver die impak van die Kersfees storie kan voel. As jy nie weet wat gebeur het vanoggend nie, kom net gebed toe, dit is vroeg in die oggend. Om Gerard het lang stories, julle bid minder as wat julle vir sy stories luister, maar dit is baie impakvol. Not at this, just a uplift. So ons gaan vir die volgende 4 weke die Kersverhaal ontvou aan die hand van die lewens van die mense wat die koms van Jesus eerstehands beleef het. Ons hoor heeltyd die storie van Jesus en die storie rondom dit, maar wat van die mense rondom Jesus en wat het daai storie in hulle lewens beteken? En dit wat ons die volgende paar weke gaan doen. Ons skop die week af met die titel God kies gewone mense met gewillige harte. Daar sal julle sien, ons 4 weke. Die van julle met verkykers kan die onderste deel sien. Dis deel van die grappie waar julle moet lag. Maar kom ons bid gou dat ons net ons harte en ons gedagtes in plek kry vir wat die Here graag hier wil doen. Here, hier sit 'n klomp mense met gewone harte en gewone lewens voor U. Maar tog is ons nie so gewoon nie. We were created in your image. U het ons in U beeld gemaak en U beeld is alsbehalwe gewoon of ordinêr. So ek bid Here in die volgende 4 weke, sal U asseblief met ons harte werk, dat ons kan onsself vereenselwig met wat met die geboorte gebeur het. Dit is nie klokkies net en sterretjies nie, dit is meer. Meer as dit. Daar was mense betrokke. En mag ons onsself daar dan sien. En hoe dit ons lewens kan impak. U geboorte. Hoe kan U geboorte ons lewens impak? Bid dit in Jesus Christus naam en almal van julle sê amen. So, by a show of hands, wie van julle almal sien uit na die Kersvakansie of die Kersseisoen en die vakansie? Daar's 'n paar mense wat nie uitsien nie, sien ek? Dis okay. Wie van julle gaan na 'n familiebyeenkoms toe? Okay, good. En van die van julle wat nou julle hande opgesteek het, wie is effens nervous vir die familiedramas wat dalk mag kop uitsteek? Okay, daar's nog 'n paar. Ek is opgewonde, maar ek is ook effens senuweeagtig of eintlik 'n bietjie nogals nervous. Want die eerste week gaan ons na my vrou se familie toe.
En wanneer ons as hulle familie en gesin eintlik by mekaar kom, gebeur die volgende. Let it soak, neem dit in. Dit is nie 'n episode van Baywatch nie. Dis 'n Kersfees saam met Jana se gesin. En dit is net die oombliklike familie. Hierdie vakansie is dit haar hele familie. Haar ooms, haar tannies, haar neefies, haar niggies en hulle aangetroudes. Ek dink daar's 18 mense daar, ek weet nou nie, ons is probably naby die 50. En ons almal gaan Buffels Bay toe, almal van ons. In 'n baie, jy het gesien die huisies by Buffels Bay, dis wat mense kan bekostig. That's us. So, good luck vir ons. Maar daarna gaan ons na my familie toe. Wat op sy eie hele episode van Sewende Laan is. En vir die eerste keer ooit gaan my niggies en neefies aan my ma se kant by mekaar kom met hulle aangetroudes. En ons het mekaar probably 30 jaar laas gesien. So that's gonna be a experience. Maar dit is nie eers die grootste skok van hierdie Kersfees nie. Wat hierdie jaar nogals die cherry op die koek is die volgende. My boetie se seun Janiku en sy meisie het swanger geword. Very controversial, want natuurlik is hulle nie getroud nie, en die baba was nie beplan nie, en my ma, die matriarg wat sy is, Janiku se ouma, en binnekort ouma Groetjie van die ongebore kind, het toe sy dit hoor die volgende proklamasie gemaak. Janiku, daar is geen manier dat ek hierdie nuus vir jou oupa gaan vertel nie. Jy gaan dit self doen. So natuurlik weet Janiku, want my oupa is hy's nogals bang vir oupa, hierdie is nie goeie nuus nie. Want Janiku weet hoe dinge eintlik moet werk in die Van Deventer familie. 1, jy kry 'n vrou wat jy like. 2, dan wat jy like. 2, dan vra jy die ouers se toestemming. 3, dan trou jy. 4, dan is daar eers gemeenskap wat die verbond sluit. Kinders kan hulle ore toe druk. 5, dan trek julle saam in. 6, en dan eers het julle kinders. Dit is die manier hoe dinge hoort. Maar Janiku het by nommer 6 begin en sy way teruggewerk. Breaking all the boundaries and expectations and the rules. So wat doen Janiku toe om die nuus van die nuwe kind aan my pa, sy oupa, die toekomstige oupa Groetjie te verkondig? Hy gaan na oupa Jan toe, sy naam genoot by the way. En hy kom so en hy gee, hey, hier's 'n trouuitnodiging. Ek nooi oupa na my troue toe, en toe sê hy dan haar, o ja, en terloops, jy gaan 'n oupa Groetjie word. Congratulations! So ja, nou toe, op 20 Desember hierdie jaar, is daar 'n troue. Sodat wanneer ons van Deventer vir Kersfees op die 25ste by mekaar kom, dat alles net normaal is. En alles net perfek is. Dat daar geen skandes is op die 25ste nie, maar die 20ste was daar 'n troue gewees. Net vir die rekord. Ek is eintlik baie opgewonde oor die baba wat kom, want ek weet dat alle kinders 'n seun van God is. En daar is geen kind wat gemaak is, wat nie geskep is na sy beeld, soos ek nou gebid het, en sy gelykenis nie. Hy noem ons as sy skepping baie goed. En so is hierdie kind ook. So ons is eintlik opgewonde. So dit is wat vir ons wag hierdie Kersfees. Maar soos ons almal weet, gaan Kersfees oor meer as net die gewone, soms disfunksionele mense wat by mekaar kom en 'n interessante tyd saam het. Dit draai om 'n spesifieke gebeurtenis wat 2000 jaar terug gebeur het. En ek seker baie van julle
weet soort van waaroor dit gaan. So kom ons vat gou 'n oomblik. Dra na die ou na jou toe en sê vir hulle, what is the true meaning of Christmas? Sê gou vir die persoon langs jou, wat is die true meaning of Christmas? Ja, julle kan maar praat, go for it. Waaroor gaan Kersfees regtig? Vrouens, as jou man dit reg gesê het, steek jou hand op. Baie mooi. Daar's party vrouens wat hulle koppe net skud. Alright. Kom ons klim in die Bybel in en ons lees gou. Draai na Lukas 1 asseblief vanaf vers 26. Die van julle wat nie hulle woord by julle het nie, daar is op die bord. Hierdie is die 83 vertaling. Die geboorte van Jesus word aangekondig. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou benadigde. Die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kan beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom in die troon van sy voorvader Dawid gee. Aan hom. En hy sal die koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Wow. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik? Aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie. Die engel antwoord haar, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal in jou lewe werk. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, het in haar ouderdom ook self 'n seun ontvang. En sy, wat onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. Net hier die engel weggegaan. Alright. So, klink so 'n bietjie ver, veral met die groot Afrikaanse woorde. So let's bring it a little bit closer to home. Wie van julle is verloof, maar nog nie getroud nie? Is daar mense? Daar so. Wie van julle is onlangs getroud? Soos binne die afgelope jaar. Julle twee. Kom hierso. Ons het vrywilligers nodig, maar dit was nie so vrywilliglik hier nie. Alright. Kom gerus. Kyk hoe mooi is jou rok. Wit en skoon. Hier's vir jou 'n skrip. Jou naam is Maria. Kom staan gerus hierso Maria. Hey Joey. Gaan met jou. Daar's jou skrip. So oral waar sê Maria is sy. Ek is net 'n gewone ou, noem my sommer Gawie of Gabriel. Okay. Jy's Maria. So Maria, jy is hierso besig. Jy kan jou skrip gou neersit. Jy is besig om Joey se wasgoed op te vou. Joey, like seriously. So Maria, jy is 'n 15-jarige meisiekind van Brakpan. Hoekom Brakpan? Want Nasaret was pretty much, is jy nervous? Good luck. Want Brakpan was soos Nasaret. Daar's 'n tyd in die Bybel waar Nathanael actually sê, wat 'n goeie goed kan van Nasaret afkom? Toe hulle sê Jesus kom van Nasaret af. So mense maak maar so grappies oor Brakpan en Nathanael het natuurlik grappie gemaak van Nasaret. Joey,
Jy's van Benoni, jy's 'n motorwerktuigkundige of 'n mechanic. So jy kan solank begin om die wasgoed van Joey op te vou. Joey, seriously. En jy's besig om jou tools reg te pak en mooi te maak. Jy het self safety boots wat jy moet skoonmaak. In Benoni. Alright, go for it. Daar's baie wasgoed, Maria. Go for it. Hey Maria. Moenie bang wees nie. Nee, ek is nie 'n rower nie. Ja, jy het die voordeur gesluit. Ek is 'n engel wat deur God gestuur is. Ek het goeie nuus vir jou. Jy's swanger. Congratulations! Maar ek is 'n maagd. Hoe kan ek swanger wees? Vreemdeling wat sommer ewe skielik in my kamer verskyn het terwyl ek my verloofde se wasgoed staan en opvou. Sies Joey. Ja, dit is die Heilige Gees. Hy gaan jou swanger maak en nog beter, jy gaan 'n seun hê en hy gaan vermoor word sodat almal op aarde kan leef. O ja, en jy moet hom Jesus noem. Gaan sê gou vir Josef. Bye. Hi liefie, hoe gaan dit? Hier is jou wasgoed. Ek het dit sommer 2 keer met styfstof uitgespoel en gestryk. Hi babe, dankie, jy is die beste. Die beste verloofde in die hele wêreld. Lief, ek moet jou iets vertel. Ek is swanger. Wat? Wie? Wat, waar, waarom? Hierdie man, Gabriel, het my die ander aand kom besoek. Gabriel. Wie is hierdie Gabriel ou? Is hy die pa? Ek slaan hom met my shifting. Nee. Hy was net die ou wat die nuus gebring het. Ek was loyaal en save myself net vir jou. Ek is nog steeds 'n maagd. Dit was die Heilige Gees wat my swanger gemaak het. Ek kan nie glo nie. Wat moet ek nou doen? Wat gaan die mense sê? Hier is so 'n sis. Sas. Ek is jammer Maria, maar dit is te veel vir my. Ek dink dis beter as ons die verloving breek. Ek is jammer. Huil, sê huil nou, dis haar manier van huil. Hy slaap, by the way. Hey Joey. Maria het nie gelieg nie. Sy het nie op jou gecheat nie. Die Heilige Gees het haar swanger gemaak. En God wil hê jy en Maria moet die seun groot maak. Jy moet hom Jesus noem en hy gaan vermoor word sodat die almal op aarde kan leef. Okay, bye. Maria. Gabriel het aan my in 'n droom verskyn en alles my vertel. Ek is jammer ek het getwyfel. Sal jy met my trou? Ja, ek sal. Oh, awesome. And they lived happily ever after. Yes. Dankie julle. Dit was nou so great. Dit was scary, ek weet. Dit was vir Maria ook scary geweest. Kan ons julle weer net 'n handeklap gee? Ek is bly ek het nie 'n koppel gevra wat reeds uitgaan en nog nie verloof is nie, want dit sou 'n bietjie awkward gewees het daar, nê. Dis interessant om te sien hoe close to home dit vinnig raak. As jy die storie vanuit die skrif met die groot woorde lees en dan dit in 'n 2025 Oosrand verhaal verander. En dit voel onmiddellik, jy wil amper sê kontroversieel om so iets te doen, maar eintlik was dit eintlik baie real en tasbaar vir hierdie mense. En wat kan ons leer uit die verhaal van die mense met wie dit gebeur het?
In die storie van Jesus, ons val op ons knieë en ons is mal oor hierdie koning en verlief op die ou wat my lewe gered het, reg? Maar wat kan ons leer van die mense wie dit tasbaar geraak het? En daai liedjie Same God was so great, want dis al die gewone mense wat Roan hulle oor en ons oor gesing het, wat ons vertel, maar dit is eintlik nie so ver nie. Soms wanneer ons Bybelverhale lees, is dit moeilik om te vereenselwig wat regtig gebeur het. Die stories voel ver en nie tasbaar nie. Maar die feit bly staan, hulle was nog steeds gewone mense. Godsvreesende lewens gelei. Wat kan ons uit hierdie 2 tieners se lewens iets leer? Wat dink julle is God se resep vir 'n Godstorie in jou lewe? Maar kom ons kyk. Nommer 1. Divine interruption, of 'n goddelike onderbreking. People just going about their lives. Dit was in die 6de maand van Elisabeth se swangerskap, het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Dis 'n eenvoudige storie. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd, met ander woorde, sy het geskrik. En oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. So Maria en Josef het gewone lewens gelei en boom, daar stap Gabriël in. God het hul planne, hul drome, imagine dit, hul planne vir hulle toekoms, hulle drome vir 'n gesin saam, en 'n toekoms van skrynwerker en huisvrou, heeltemal die mat onder hulle voete uitgeruk. Die mense sê altyd, the world is our oyster, en hier stap 'n random persoon in, en kom met die voorstel, wat hulle nooit geantisipeer het nie. Hierdie voorstel het wel, letterlik, the course of human eternity, kom beïnvloed. Nou, hoe kan ons vereenselwig met die? Jy sit dalk hier, en sê, dit het nog nooit, of sal nog nooit met my gebeur nie. Hoe kan dit met my gebeur? God het nog nooit so met my gepraat nie. Maar is dit werklik waar? Kom ek vertel julle gou 'n storie. In Januarie 2005 was ek op pad na ons universiteit se eerstejaarskamp toe. Op daai stadium was ek moeg daarvoor om die goody two shoes hoofseun te wees. Ek het besluit, ek gaan hierdie keer en vir die eerste keer na 'n kamp toe gaan om baie OBS te drink. Dis Old Brown Sherry van julle wat jonger is. En die eerste meisie wat bereid en beskikbaar is, lekker te vry. En wie weet wat nog. I was done being the good guy, want op daardie stadium het dit my net alleen en depressed gelos. Maar, damn it, ek het gesê ek gaan hierdie keer huil nie. Nee, moenie bang wees nie. Ek gee jou eerder jou lewe vir my, gee eerder jou lewe vir my en volg my. As gevolg van Dominee Janneman van Wyk en Retief Burger, my eie Gabriëls, het God op 18 Januarie my gewone lewe kom onderbreek met 'n nuwe voorstel van hoe my lewe en my toekoms kan lyk. En raai wat? Nes Maria, nes Josef het ek gesê, ja, Here. Dit was my eerste goddelike onderbreking. Baie meer het gevolg. En is almal stories van 'n ander keer. Wie van julle kan julle wedergeboorte onthou? Party mense noem dit hulle bekeringsdag. Daai dag, daai oomblik, daai onverwagste ontmoeting
kan jy beslis as 'n goddelike of godly interruption beskou. So don't say, God doesn't talk to me. God praat op verskillende maniere met ons in die lewe, daagliks. Ons vermoë om sy stem duidelik te hoor, bring ons nader aan die vestiging van God se plan in hierdie ewigheid. Dis vrug, jy weet, elke keer wat ons ja sê, is daar vrug. En dat sy wil in en deur ons lewens kan geskied. Dit is nie so far-fetched nie. Ek sien dit daagliks in my eie lewe, selfs in my vrou se lewe en basend voor basend in my kinders se lewe. So die eerste stappie om jou ordinary life extraordinary te maak is, sê dit saam, divine interruption. Was 'n deel in die Bybel wat sê ek klop. Ek klop. Okay? Wat keer ons om daai deur oop te maak? Nommer 2. Faith over fear, geloof bo vrees. Dit is interessant dat Gabriël se woorde aan almal altyd is: "O, moenie bang wees nie." Vrees bring angs, stres, verlamming, 'n onvermoë om vorentoe te beweeg. Dink gou mooi, miskien praat God al 'n geruime tyd met jou. Sê 'n klomp goeters, maar jy is bang. Dalk sê hy vir jou, jy moet jou werk los. Of jou studies verander. Maar die vrees vir finansiële voorsiening en die vrees vir oordeel het jou ongehoorsaam gemaak. En nou gaan jy my net aan. Business as usual, stuck in 'n rat. Jy kan nie verstaan hoekom daar nie meer vrug in jou lewe is nie. Jy ruik nie meer vir Jesus se aroma in en om jou nie. Miskien het hy dit op jou hart gelê om die band te join en om so te dien. Ek ken 'n ou wat jou kan help met daai. Maar jy is bang jy is nie goed genoeg nie, of dat mense jou gaan oordeel wanneer jy verkeerde noot sing of speel. Miskien het God dit op jou hart gelê om opreg jou 10de te gee. Maar jy is bang jy sal finansiëel nie deur die maand kom nie. Fear. Of dalk het God dit op jou hart gelê om 'n baba aan te neem. En selfs swallow-huis op jou pad gebring om aan jou deur te klop. Maar jy is so bang om 'n kind groot te maak wat biologies nie jou eie is nie. Jy is so bang dat jy God ignoreer. Uit vrees. Soos die tyd aanbeweeg, begin jy jouself hoor dinge sê soos: ek hoor nie meer God se stem nie. Of jy sê, God praat nie met my nie. Miskien moet jy eerder die vraag vra: wanneer laas het jy God se stem gehoor? Wat het hy vir jou toe gesê? Het jy dit gedoen? God gaan nie sommer skielik sy mind verander nie. Miskien moet jy daardie connect groep begin, of koffie gaan drink met daai spesifieke persoon. 'n Goddelike onderbreking vra gehoorsaamheid van ons. En vrees is nie 'n goeie genoeg rede om God te ignoreer nie. As jy nie God se stem hoor nie, begin deur terug te gaan na die laaste keer toe jy dit wel gehoor het en kyk of jy toe gehoorsaam was. Mense reageer op verskillende maniere op vrees. Maar om geloof ten spyte van vrees in aksie te sit, help ons om dit te oorwin. En met sy guns bring dit nie net antwoorde nie, maar 'n heerlikheid van God wat dit die vrees werd maak om net 'n bietjie dapper te wees.
Filippense 4 vers 4 sê die volgende: Wees bly, altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees ingeskik teenoor aller mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte, gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dit is baie ironies. Paulus het hierdie geskryf terwyl hy letterlik in 'n rioolput gesit het, ondergrond in die tronk. Wees bly, wees altyd bly, my voete is in die klei. Wat kan ons leer van Maria toe sy bang was? Aan die einde hoor ons Maria sê: Here, hier is ek is tot u beskikking. Laat met my gebeur wat u gesê het. En toe die engel van haar weggegaan. She graciously surrendered. Sy het oorgegee. Sy het besef om nie te sê, gaan my niks help nie. Ek is klaar swanger. This is it. Maria het nie al die antwoorde gehad nie. Sy kon onmoontlik die volle prentjie sien. Al wat sy geweet het, is dit. God het gepraat, ek sê ja. Haar geloof in God het gemaak dat sy in oorgawe sy karakter kon vertrou. Hy het haar vertrou. Andersom, sy het hom vertrou. Sy was nederig, loyaal, standvastig en getrou. Ek het baie kreatief geraak hier so geskryf, die kompos vir genade oorgawe. Maar dit is dit. It's the soil of grace en oorgee. Want ons sien God se karakter en al wat ons kan doen is sê ja. Ek onthou toe ek geswat het, met God my gereeld getoets, ek dink ek doen dit meer met my kinders deesdae, met goddelike onderbrekings. Een keer het 'n NG Dominee my nommer uit die bloute, my sommer uit die bloute gebel en gevra of ek sy jeugbediening sou kom lei. Ek het geen idee waar hierdie ou my vandaan gehoor het nie, want op daardie stadium was ek 'n 3de jaar ingenieurstudent. Hoekom hy my gevra het, sou net die Here weet. Wat ek wel ervaar het, God sê ek moet dit doen. Ek moes toe my finale jaar van ingenieurswese in 2 jaar opdeel, om dit prakties moontlik te maak, want jy kan nie vir die kerk werk en voltyds finalejaars ingenieurstudent wees nie. It's just not practically possible, die van julle wat ingenieurswese geswat het. En dit het die volgende tot gevolg gehad. Ek het my beurs verloor, my klasmaats het 'n jaar voor my gegradueer en aanbeweeg sonder my, en ek moes met 'n nuwe jaargroep weer verhoudings bou om klastake en groepsprojekte mee saam te doen. Hulle was oorspronklik ongelooflik reluctant geweest, want wie is hierdie ou wat nie die vorige jaar kom paas nie, nou wil hy groepswerk saam met ons doen. Dit was nogal 'n humbling experience. Maar dit was steeds die regte ding om te doen. Wees gehoorsaam. By NG Kerk Miederpark het ek dinge gesien wat geen campuskerk of connect groep jou ooit kon op voorberei nie. Satanisme, dwelms, gangs, misdaad, okkultiese spiritualisme, als gemeng in een tienergroep in die onderdorp. Ek en so oom Hendrik Venter, ons het byna elke week deliverance gedoen. Dan gaan ons na sy kantoor toe, hy's 'n apteker, maar in sy agterkamer het ons bevryding gedoen en hierdie tieners deurgeryg. Lees Revelations, ons lees Openbaring 12 die hele tyd, en dan kan kinders nie eens die woord Jesus sê nie. Letterlik mislees hulle die Bybel. Een lekker testimony.
wat ek wil sê, ons het dit vir 2 jaar lank gedoen en die vrug was actually ongelooflik. Een lekker testimony is toe ek en Jana nou finally Pretoria toe trek, kry ek een aand randomly 'n oproep van 'n ouetjie genaamd Johan. Hy was een van die stigterslede van die okkultiese bendes daar. Hy bel my toe uit rehab kort voor middernag, 'n ongoddelike uur. Hy was besig om in sy kamer te sit en te dink, hoe op aarde het hy homself in rehab bevind? En hy sê toe vir my, Eugene, dankie dat jy vir my Jesus gewys het. Dis as gevolg van Jesus dat ek die Boetas gelos het, hulle het self die Boetas genoem. Townships ingegaan met baseball bats en net amok gemaak. Net vir die lekker. En ek my lewe teruggekry het. Ek was geskok. Ek was verlig. Ek was trots en baie impressed. Nie op myself nie, want Johan was a lost case, man. Ek was trots op God, dat selfs God vir Johan kon red. Ek was trots om deel van daai gesin te wees. Hy was 'n ongelooflike, scary en intimiderende ou. Die tipe wat jou sal skiet met 'n smile, letterlik. Hy sal jou skiet met 'n smile terwyl hy dit doen. Crazy. Nou sit jy dalk hierso, ja Eugene, lekker storie, dis God se plan vir jou, God het jou gekies. En jy's reg, hy het my gekies. Nou weet jy wat, hy het jou ook gekies. The harvest is plenty and the laborers are few. Hy het jou gekies. En almal wat my regtig ken, weet, ek's maar eintlik net 'n gewone ou. Daar is niks, absoluut niks wat my van jou onderskei nie. Gister by die pickleball speel ek daarso en ek sê vir een van die girls, "Ag, ek moet huis toe gaan, ek moet my preek voorberei." "Wat? Jy?" Ek hoor hoe praat jy op die pickleballbaan. Ek's nogals competitive met my mond. So nou en dan glip daar 'n woord of 3 uit wat wenkbroue 'n bietjie lig. Nee, Rita, Adrian, was julle. True story. Maar dis presies dit. Ons is almal net gewone mense. Maria en Josef, wat het hulle gehaat? Gewillige harte. God gebruik deur eeue gewone mense met gewillige harte om sy buitengewone planne uit te voer. Ons is nie cool nie, want dan kan ons nie die eer kry nie. As God 'n miracle soos Johan kom bewerkstellig, dan kry hy die eer. Die rede hoekom ons die heeltyd van Jesus hoor oor Kerstyd, want dit is die miracle. Die miracle is nie Maria en Josef en Elisabeth en Sagaria nie. Dis nie hulle nie, dis nie die herders nie, dis nie die wyse manne nie. Daar's miracles prevalent, die heeltyd sigbaar, maar ons onthou vir Jesus hoekom? Want hy is die ongewoon. Dat ons nie kan brag nie. God wil iets buitengewoons doen in jou lewe. He's in the business of doing amazing things. Die vraag is jy beskikbaar? Of is jou dagboek bietjie vol? Is jy beskikbaar? Of is jou gedagtes bietjie besig? Is jy beskikbaar? Of is jy bang? Vertrou op hom. Op sy storie. Dis nie jou storie nie, dis his story. If you want to be his story maker, live in his story. Begin dalk klein. Gee jou tiendes. Dis scary vir party mense, but have faith over fear. It's a divine interruption. Want die average Joe gee nie sy tiende nie. Hallo, ek interrupt jou gou, kom ons wees anders. En dan have faith over fear.
Serve in die kerk. Dien hierso. Imagine 'n kind wat by die huis sit. Sit op die bank. Ma, waar's my kos? Ma, die TV is te hard. Sit die TV sagter. Ma, dis te koud hier binne. Maak die vensters toe. Jy sal instap by daai huis en dink, daai kind kort 'n pak sla, nê? Nee. Hierdie is ons geestelike familie. Begin 'n connect groep. Maklik, neem 'n baba aan. Nie so maklik nie. Klein goed. As ek terugkyk oor my lewe, was dit net nooit nie net een groot sprong van geloof nie. Dit was altyd klein, daaglikse sprongetjies. As jy nie beskikbaar is in die klein dinge nie, hoe op aarde gaan jy ja sê vir die groot goed? Dit is altyd interessant, as daar 'n intern by ons company opdaag, dan wil hulle alles verander. Edit net gou eers daai video, voordat jy die hele company wil restructure. Rousseau kan vir my advies gee oor hoe die company moet lyk. Nie die ou wat 2 maande ingestap het nie. Maar is nogals interessant, hulle wil die grootste salaris hê, en hulle die grootste opinies. Be faithful in the little. Wees available. Daar's 'n divine interruption, 'n goddelike onderbreking, daagliks. Have faith over fear. En dan, my hel, gee net oor. Dink jy gaan 'n beter antwoord hê vir jou lewe as God? Jy is nie God nie, man. Gee net oor. Ons maak ons oë toe, en dan gaan ons staan en respond. Here, ek is net 'n gewone ou wat u 'n stukkie plywood gegee het om by te staan en 'n boodskap te deel. En dankie dat u dit vir my gegee het, bietjie my hart en my lewe te deel met my familie. Here, u het 'n storie in elke persoon se lewe gedeponeer. Dit is nie net Maria en Josef nie. Jesus, u kan u werk deur ons doen. En ek weet u kort net gewillige harte. En hier staan ons, Here. Ons sê ons is beskikbaar. Here we are. We're available. Ek steek weer vanoggend my hand op, Heer. Calm the confusion in my mind and in my diary. En wys my waar u bly klop. Dat ek sal nie bang wees nie. Ek sal sê, ja, Here. Because if you're not Lord of all, you're not Lord at all.